Goeiemôre aan almal wat vanmôre inskakel by ons oggenddiens. Ons wil jou verwelkom. Mag die woord van die Here ook vanmôre in jou hart en my hart 'n wortel skiet en mag die woord van die Here ook vir ons baie kosbaar betekenis bring. Hierdie maand April is 'n baie unieke maand want ons gaan konsentreer in hierdie maand op Palm Sondag, die 10de. Dan donderdag aand het ons tennebrei om 'n oorsig oor die lewe van Jesus. Vrydag is dit die kruisigingsdiens en die Sondag is dit sy opstandingsdiens. So mag die Here ook vir in hierdie Paastyd baie kosbaar seën en toerus en mag sy lewe opnuut vir jou en my betekenis kry. Ek wil ook vra dat jy vir my die woord van die Here nader sal trek en oopmaak by Hebreërs 12, waarvan ons vers 1 tot 4 gaan lees later in die diens. Ons wil hierdie Paastyd begin met die belangrike tema, waarom het Jesus aarde toe gekom? Why did Jesus came to the earth? Nou voordat hy na die aarde gekom het, weet ons dat wat hy van ewigheid tot ewigheid is, was hy saam met sy Vader in die hemel gewees. Daardie perfekte plek, daardie volmaakte plek, die sondelose plek, daar waar harmonie, ewige harmonie is, en waar dit absoluut ongelooflik, onuitspreeklik is, en wonderbaarlik is, en toe het hy na die aarde toe gekom. En as ons vir elkeen vir u die vraag sou vra, waarom dink jy het Jesus aarde toe gekom, mag jy dalk vir my 1 of 2 antwoorde gee. Maar ons wil vanmôre kom stilstaan en self uit die mond van die Here Jesus, uit die evangelies kom hoor, waarom hy dan aarde toe gekom het, na hierdie wrede wêreld, hierdie sondige wêreld, hierdie wêreld besoedel met sonde, hierdie wêreld wat in oorlog is en in wreedheid en in goddeloosheid en as te ware vernietigend is, waarin mense meer liefhebbers geword het van genot as van God. En dis na so aarde waar die Here Jesus gekom het om sy Vader se plan te kom uitvoer. Hierdie aarde wat die prys wat het hom gekos het, die prys wat hy moes betaal het. En kom ons lees dan saam uit Hebreërs 12 vers 1 tot 4 iets van die doel waarom hy gekom het. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê, die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Vers 3, want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sonders teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in die stryd teen die sonde in die vers 2. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God kom sit het. As koning. En ons wil graag na die boek van Johannes kyk, waar daar so dikwels uitsprake is, waarom Jesus moes kom. En jy en ek weet dat God hierdie wêreld ongelooflik lief het, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En daarom as ons na die hart van God kyk, vir hierdie sondige wêreld,
dan sien ons dieselfde hart in Christus, die liefde van die Vader in sy hart, die wil in Christus om die wil van sy Vader te volbring, want hy het mos gesê, nie my wil nie, maar u wil. En daarom dat die Here Jesus dan kom na hierdie aarde, omdat hy deur sy Vader gestuur is. Die boek Johannes wil vir ons baie skrifgedeeltes wys waarom Jesus gekom het. En ons begin met Johannes 5 vers 30. Omdat dit nie my wil is wat ek nastreef nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. So hoe lyk dit in Jesus se hart wanneer hy die wil van God nastreef? Dan is hy oorgegee. Hy het 'n oorgawe gemaak. Dis sy wese om sy Vader te behaag, om die wil van sy Vader te doen. 'n Profetiese Psalm 40 vers 9, om u wil te doen, my God, is my enigste begeerte. U woord is my hele lewe. Johannes 6 vers 38, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who has sent me, die Vader wat my gestuur het. Johannes 4 vers 34, my voedsel is om te doen die wil van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Dit is ook om die Here Jesus aarde gekom het, om die werk en die wil van God te kom voltooi. Johannes 5 vers 41, ek is nie gesteld oor die eer van mense. I do not accept the praise of men. Vir my gaan dit uitsluitlik oor die wil van my Vader en om hom te behaag. Want die eer van mense behaag my nie. Johannes 8 vers 50, I honor my Father. I am not seeking glory for myself. There is one seeking honor for me, and he is the judge. Die hart van die Here Jesus om die wil van sy Vader te kom doen. Daarom het Jesus nie uit sy eie na die aarde toe gekom nie, maar hy het gekom met 'n hartsmissie, gestuur deur sy Vader. Johannes 7 vers 28, en tog het ek nie uit my eie gekom nie, maar dit is die ware God wat my gestuur het, sy onderdanigheid, sy oorgegewe hart. Johannes 8 vers 42, I have not come on my own, but my Father sent me. Johannes 12 vers 47, for I did not come to judge the world, but I have come to save the world. Dis met die taak waarmee hy kom, dis met die roeping waarmee hy gekom het, om die wêreld te kom verlos, want sy Vader het hierdie wêreld, sondige wêreld lief. Dan Johannes 3 vers 16 en 17, want so lief het God die Vader hierdie wêreld, hierdie mensdom gehad, dat hy sy eniggebore seun gee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, want God het nie sy seun na hierdie wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat hierdie wêreld, hierdie kosmos, deur hom gered kan word. Is dit nie merkwaardig, dat in Genesis 1 vers 1, waar die drie eenheid geskep het, in Johannes 1 vers 3 sê dit, alle dinge het deur Christus tot stand gekom, skepper, en nou kom hy aarde toe as 'n slaaf, in diens van sy Vader, en Paulus skryf dit so baie kosbaar oor Jesus as slaaf wat gekom het in Filippense 2 vers 7 en vers 8. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan die mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood, ja, tot die dood van die kruis, gewillig om te sterwe, maar om na hierdie aarde te kom as 'n slaaf in diens van sy Vader.
Jy weet, 'n slaaf het geen toekomsplanne nie. 'n Slaaf het nie 'n wil van sy eie nie. 'n Slaaf het geen ambisie nie. 'n Slaaf het nie groot gedagtes oor sy toekoms nie. 'n Slaaf soek nie sy eie eer nie, want hy is daar om sy meester te dien. Hy is daar om sy meester te gehoorsaam. Hy is daar om sy opdragte uit te voer met oorgawe, om niks terug te hou nie. Hy is ten volle tot beskikking van sy meester. Daarom dat die Here Jesus in Matteus 20 vers 28 sê, so is dit ook met die Seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie, to give his life as a ransom for many. En dit wys vir ons hoe die hart van die Here Jesus is in God se roeping vir hom. Nou die Here Jesus self het uitsprake gemaak in die boek van Johannes waarom hy aarde toe gekom het, en ek wil na 8 uitsprake kyk waar hy dit dan met die wêreld, met die disippels kom deel het. Johannes 10 vers 10, daar in die gelykenis van die goeie herder, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Dat julle oorvloedige lewe kan hê. Nou hierdie woordjie lewe in die oorspronklike taal Grieks is die Griekse woordjie zoe, nie die woordjie bios wat beteken biotiese lewe of tydelike lewe of liggaamlike lewe nie. Hy gebruik spesifiek die Griekse woordjie zoe wat beteken innerlike geluk, oorvloedige lewe, gesonde lewe, Godgerigte lewe, God oorgegewe lewe in diens van die Vader. Dit is hoekom Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 23 bid, ek bid dat julle gees, siel en liggaam gesond sal wees by die wederkoms, en dis wat hierdie ewige lewe doen. Dit maak ons gesond geestelik, dit maak ons gesond in ons sielsdimensie, dit maak ons gesond as mens om in diens en oorgawe vir die Here bruikbaar te wees, en nie toe te laat dat die laste ons terughou, soos Hebreërs sê nie, maar om dit af te lê, om bruikbaar en beskikbaar vir die Here wees. En daarom roep hy almal wat vermoeid en belas is, Matteus 11, en hy sê dit, come to me all you labor and heavy laden and overburdened, and I will cause you to rest. I will ease and relieve and refresh your souls. Take my yoke upon you and learn of me. I am gentle, meek and humble, lowly in heart, and you will find rest, relief, ease and refreshment and recreation, and be blessed. For my yoke is wholesome, useful, good, and not harsh, not sharp, not depressing, but comfortable, gracious and pleasant, and my burden is light, and my yoke is easy to bear. En dit is die lewe waarvan die oorvloedige lewe. 'n tweede uitspraak van die Here Jesus vind ons in Matteus 9 vers 13. Want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar ek het gekom na die aarde om sondaars tot bekering te lei. Dit is hoekom hy gesterwe het. Dit is hoekom ons die Here Jesus moet aanneem, want ons word nie as 'n sonde, as 'n Christen gebore nie. Daar moet 'n oomblik in ons lewe kom waar ons die Here Jesus aanneem, almal wat hom aangeneem het. Aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, om dan kind van God te wees. En nou word my naam in die boek van die lewe geskrywe. Lukas 19 vers 10 sê dan, die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. 1 Timoteus 1 vers 15,
Dit is 'n betroubare woord en werk om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. En daarom moet ons by Jesus uitkom, want as jy nie weergebore is nie, is jy ewig verlore en op pad na 'n verdoemenis. En daarom nooi ek jou uit om na Jesus toe te kom. Hy's die redder, hy's die verlosser, en neem hom aan as jou saligmaker en verlosser. Die derde uitspraak van die Here Jesus, waarom hy aarde moet toegekom het, is in 1 Johannes 3 vers 8. En die Seun van God het juis gekom om die werke van die duiwel tot niet te maak, to destroy the devil's work. Want ons is vasgevang in die mag van die God van hierdie wêreld. Ons is kinders van die duiwel, totdat ons by Christus uitkom en sy kinders word. Dan gee hy vir ons bevryding, dan gee hy vir ons verlossing, dan gee hy vir ons oorwinning, en dit is die verbreeking van die mag van Satan in ons lewe. Nou kan ons die volle wapenrusting aantrek, en het hy geen meer mag oor ons nie. Kolossense 2 vers 15 leer ons dat hy die bose magte ontwapen het, hulle in die openbaar vertoon het, deur hulle kruisgevangenes in sy triomftog meegevoer het. En Hebreërs 2 vers 14 en 15 sê, dit het Christus gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig, om hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lang nie meer in slawerny te leef nie, maar bevry te wees. Ons is nie meer bang vir die dood nie, want ons is lewe nou in Christus. Ons is bevry, ons is vernuwe. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygaan. Kyk, dit het nuut geword. Die vierde uitspraak van Jesus waarom hy aarde toe gekom het, is Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het gekom om die volle betekenis aan die wet te bring. Die Ou-testamentiese wette vind nou hulle vervulling in Christus. Ons lewe nie meer onder die wet nie. Ons lewe nou onder Christus wat vir ons geword het genade. Die vloek is nie meer op ons nie, want ons is nou bevry van hierdie vloek, en die oordeel is nie meer vir ons nie, want daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is, die wat na sy welbehae wandel nie. Ons lewe nou volgens 'n nuwe wet. En Christus is die wet. Christus is die vervulling van die wet, en ons lewe nou vanuit die lewe van Christus. Die vyfde uitspraak wat Jesus gemaak het waarom hy aarde toe gekom het, is Matteus 20 vers 28. Want die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. As ons na sy lewe kyk en bestudeer, hoe dat hy die prostituut bedien het, hoe dat hy die tollenaars bedien het, en hulle Jesus aangeneem het, hoe dat Nikodemus by Christus uitgekom het, 'n godsdienstige mens, want hy het sy lewe as losprys gegee vir verlossing, en deur te dien het hy gekom met redding, en ons kom vry maak. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Die sesde uitspraak van die Here Jesus waarom hy aarde toe gekom het, is Lukas 4 vers 43. Ek moet ook aan die ander dorpe van die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor het hy my gestuur. Jesus het nie net in Jerusalem gebly en verkondig nie, maar hy het uitgegaan na die dorpies toe, en daar het hy die evangelie gaan verkondig, dat die evangelie kon versprei, en met die uitstorting van die Heilige Gees het die Christene uitbeweeg om die evangelie te gaan verkondig tot aan die uiterste van die wêreld. En so is dit by jou en my roeping ook, dat ons hierdie taak van om die evangelie uit te dra, want jy en ek lewe tussen baie ongeredde mense, en ons moet die evangelie gaan deel, dat mense by Jesus kan uitkom, dat hulle verlossing kan vind.
Die 7de uitspraak van die Here Jesus waarom hy aarde toe moes kom, vind ons in Matteus 10 vers 34 tot 36. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar ek het gekom om die swaard te bring. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande weer. En hierdie swaard is die evangelie. Die evangelie van Jesus Christus bring skeiding tussen godsdiens en die evangelie. Godsdienstige mense het Jesus gekruisig, want hy die ware evangelie verkondig. Alle dwaalleringe gaan in stryd wees met die suiwer evangelie. Alle sektes gaan in stryd wees met die ware evangelie. Baie literatuur gaan in stryd wees met die ware evangelie. En dis hoekom die Bybel genoegsaam is. Dis die ware evangelie. En die ware evangelie bevry mense, verlos mense en gee vir mense hoop. Maar ons moet ook dit weet, dat Jesus is net genade en barmhartigheid en liefde nie. Jesus is ook regverdig. Hebreërs 11:29 sê hy is 'n verterende vuur. Hy moet ook geregtigheid laat geskied en daarom word sondaars gestraf wanneer hulle die evangelie nie aanneem nie. Die evangelie het nie 'n middelweg nie. Die evangelie is die pad deur Christus en sonder Christus is daar geen evangelie nie. Die 8ste uitspraak van die Here Jesus waarom hy na hierdie aarde toe moes kom, vind ons in Johannes 18 vers 37. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Die Here Jesus is die waarheid, Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Sonder Christus is daar geen waarheid nie, want 'n halwe waarheid is nie die volle waarheid nie. En daarom getuig hy van die volle waarheid. Toe Pilatus voor Jesus by Pilatus staan en Pilatus vra vir hom, wat is waarheid, het hy 'n verkeerde vraag gevra. Waarheid is nie 'n wat nie. Waarheid is 'n persoon, 'n lewende persoon, 'n intieme verhouding. Waarheid is die Here Jesus Christus. En dit is hoekom hy aarde toe gekom het, want hy moes deur die kruis gaan. En Jesus het gekom vir die kruis. Al die redes wat ons nou genoem het waarom hy aarde toe gekom het hulle volle betekenis kom vind in die realiteit van die kruis. Van sy geboorte af was die uitspraak alreeds dat hy bestem was vir die kruis. In die kruis kry sy koms na hierdie aarde ware betekenis. Om die mens te verlos van sonde moet deur die kruis plaasvind. Om 'n oorvloedige lewe in Christus te hê, moet ons by die kruis kom kniel. Dit kan alles alleen deur die kruis gebeur. Die mag van die bose word oorwin deur die kruis. En hy het gekom om sy lewe as 'n losprys te gee vir baie, want dit het deur die kruis plaasgevind. Om die dood tot niet te maak, moes hy die dood oorwin deur sy opstanding, en daarom moes hy eers gesterwe het, voordat hy kon opstaan. Die Here Jesus is gebore om gekruisig te word.
en op geen ander manier kon hy sy opdrag uitvoer, want daar is geen ander weg sonder die kruis om die wil van sy Vader te volbring nie. En nou wil ek vir ten slotte net terugvat weer na Filippense 2 en daarmee sluit ons af. Vers 6, 7 en 8. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Mag hierdie Paastyd met hierdie wonderlike wete dat die Here Jesus na die aarde toe gekom het vir jou en my en vir elkeen, dat ons hom vind en dat ons lewe vanuit sy lewe met 'n gekruisigde lewe. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat U vir ons in die skrif kom leer het waarom U aarde toe moes kom. Dat U gebore was vir die kruis. Dat U gesterwe het deur dieselfde verneder om die wil van die Vader te volbring. En Here, leer dat ook in ons lewens, dat ons 'n gekruisigde lewe sal lewe, om sodoende tot eer en verheerliking van die Vader ook sy wil te volbring. Ons bid dit in Jesus naam.